Dit is Johan Spies hier en ons gaan voort met Who Changed the Truth of God into a Lie. In hierdie reeks kom ons nou by die laaste gedeelte uit, die invloed van evolusie op geloof, en die spesifieke gedeelte waarop ons vandag gaan konsentreer is evolusionisme en hoe dit ons geloofslewe beïnvloed. So as ons kyk wat ons al gedoen het in hierdie reeks, het ons begin om te gesels oor die Bybel en leuns. Toe het ons gekyk oor wat is die waarheid volgens die Bybel. Ons het gesels oor die leuns wat versprei word oor Israel. Toe het ons meer wetenskaplik gekyk na evolusie en ons het gekyk na leuns oor geslagtelikheid. Nou kom ons by die deel 7, die laaste gedeelte, en dit is dan die invloed van evolusie op geloof, en ons gaan hierdie gedeelte in 4 verskillende dele behandel. Die eerste gedeelte is evolusionisme en die invloed wat evolusionisme het op ons geloofslewe. So nou gaan ons kyk vanuit 'n Bybelse perspektief. Hoe doen evolusionisme afbreking van ons geloof? Hoe bring dit te mee? Volgende week sal ons dan hopelik kyk na die gevolge van die leuen wat vertel word. Daarna gaan ons kyk na of God wel die waarheid verander het. Met ander woorde, ons het in die begin gesê God is waarheid, deel 2. Maar nou wil ons kyk, het hierdie waarheid verander deur die eeue, soos wat baie mense beweer dit gebeur het. En dan sluit ons die hele reeks af met, het die aanval mettertyd verander, en hier bedoel ek die aanval op die geloof en die gelowige, het dit verander van Adam en Eva se tyd tot nou, of het dit dieselfde gebly? So dit is dan die laaste 4 lesings waaroor ons gesels, maar nou is dit evolusionisme en hoe dit ons geloofslewe beïnvloed. Ons is met 'n doel op aarde geplaas. God bestaan en die Bybel is die waarheid. Dit het ons uit die eerste gedeeltes van hierdie reeks gesien. En daarom het ons lewe betekenis. As jy in evolusie glo, dan is daar geen betekenis aan die lewe nie. Jy's 'n toevalligheid wat toevallig op 'n sekere plek op 'n sekere tydstip ontstaan het. Maar die waarheid, die feit dat jy vir 'n doel geskape is, kan ons net in die Bybel vind. Evolusie breek dus jou hoop af. Ons hoop is op hierdie doel wat ons in die lewe het, want ons doel is om eendag met God verenig te wees. En evolusionisme vernietig hierdie doelstelling. So dit maak jou bestaan eintlik nutteloos. Daar is geen doel vir jou op aarde nie, so hoekom moet jy hier wees? Jy kan maar net sowel jou lewe beëindig, dit maak nie 'n verskil nie. Of as jy dan moet bly lewe, dan leef jy net om dit vir jouself lekker te maak. Dit is jou enigste mikpunt in die lewe. So dadelik kan ons sien vanuit die staanspoor is daar 'n geweldige verskil tussen die Christelike standpunt en die standpunt van evolusioniste. God het in Genesis 1 gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Met ander woorde, hier sien ons die goddelike standpunt. Nou kom jou evolutionistiese standpunt in wat sê, maar alle diere is gelyk aan mekaar. Jy moet liewer die mens laat skade ly om 'n bedreigde spesies nie te laat uitsterf nie. So die dier word belangriker as die mens. Terwyl God gesê het die mens is die belangrikste gedeelte van hierdie skepping en dat die mens moet heers oor dit wat daar is. Dadelik sien u weer 'n teenstellende beeld. En dit is idees wat eintlik onverzoenbaar is met mekaar. As ons nou Openbaring gaan,
dan sien ons hoe God se lof in die hemel besing word. Openbaring 4 word Johannes opgeruk na die hemel, waar hy kyk na dit wat in die hemel aan die gang is, en dan hoor hy hierdie loflied wat daar gesing word. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Sien u die teestelling? Die hemel juig omdat God die skepper is. Evolusionisme sê toevalligheid is die skepper, nie God nie. En nou ontneem jy die mens van hierdie hoop wat daar vir die mens in die toekoms mag voorlê. Ons is met 'n spesifieke doel op aarde, met ander woorde, ons het ook 'n spesifieke taak wat ons hier op aarde moet verrig. Ons is na die beeld van God gemaak. En God het dit met 'n spesifieke doel gedoen, want hy wil hê dat ons die sout van die aarde moet wees, dat ons die lig van God moet versprei. Ons is net tydelik op hierdie aarde, ons dien as ambassadeurs vir Christus terwyl ons hier is. Maar deur ons geloof vind ons ons finale bestemming in die lewe. En dit is om eendag, as ons uit ons ambassadeurskap weggeroep word na ons vaderland, en ons vaderland is die ewige land, waar ons vir ewig met God sal lewe. In teenstelling daarmee gee evolusie jou slegs hoop vir hierdie kort rukkie wat jy op aarde is, en daarna is daar niks. So jy het geen hoop, daar's geen toekomsverwagting, afgesien van die korttermynverwagting nie. Waar die Christen in 'n langtermynverwagting leef, leef die evolusionis in 'n korttermynverwagting. Want ons hoop is ons redder, Jesus Christus, en hy het gegaan om vir ons 'n plek in die hemel voor te berei. Matteus 5 vers 13 tot 16 beskryf vir ons hoe ons die sout van die aarde moet wees. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Hier sien ons doel duidelik. Ons lewe moet so wees dat mense in ons lewe, in ons dade, die goeie werke wat hier beskryf word, dat hulle daarin kan sien dat ons spesiaal is. En dit moet hulle trek na die Vader, sodat hulle die Vader verheerlik oor dit wat hy vir ons gedoen het. Ek het gesê ons tree op as ambassadeurs. In ons Afrikaanse Bybel word dit as 'n gesant vertaal en nie as ambassadeur nie. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Wat doen 'n ambassadeur? Hy verkondig die beleid en verklaar die beleid van sy land aan die land waarin hy ambassadeur is. Ons leef nie in ons land nie, want ons land is die ewige koninkryk van Christus. Ons is tydelik op aarde, so ons is hier as ambassadeurs of gesante, soos ons Bybel dit vertaal het, om die beleid van God te verkondig op aarde. En hierdie beleid wat ons moet verkondig, is dat die mensdom hulle met God moet versoen. Wat 'n teenstelling is daar nie tussen evolusionisme en die Christendom nie. Ons gaan voort met hierdie taak wat ons het op aarde, want dit is nie waar dit ophou nie. Ons lees in Johannes 14 vers 1 tot 3 die volgende: Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Dis Jesus wat hier aan die woord is. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is.
Ek het al so dikwels verwys na die Joodse huwelik. As die verlovingskontrak, die huwelikskontrak word eintlik geteken, dit is deel van die verloving, dan stem die bruid in om met die bruidegom te trou. Daarna word sy weerhou daarvan om na enige ander man te kyk, en dieselfde geld vir die bruidegom ook. En dit is wat ons hierso sien. Dan, op daardie tydstip het die bruidegom, nog nie die bruidegom nie, die verloofde, teruggegaan na sy vader se huis, waar hy 'n kamer aangebou het vir sy bruid. En dit is wat hier in Johannes 14 vir ons beskryf word. Jesus gaan na die hemel om die woning vir ons te bou. Die woning waarin ons ewig gaan leef, die nuwe Jerusalem. En hy gaan weer terugkom en hy gaan ons kom haal, dat ons saam met hom in die nuwe Jerusalem kan wees. Dit is ons hoop op aarde, dit is ons blye vooruitsig, dit is waarom ons die dood nie vrees nie, want ons weet, as ons aardse lewe verby is ons met Christus vir ewig. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 stel dan vir ons die einde wat aanbreek, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Met ander woorde, mense wat dood is, wat reeds gesterf het, maar wat in Christus geglo, gaan eerste opstaan. As ons die Bybel behoorlik lees, dan sal ons sien dat die ongelowiges later sal opstaan uit die dood uit. Hulle gaan opstaan om voor die regterstoel van God te verskyn. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Met ander woorde, Paulus beskryf het duidelik hier vir ons, alle mense gaan nie sterf voor hierdie einde aanbreek nie. Daar gaan mense wees wat nog leef. So die gelowiges wat nog in die lewe is, gaan saam met hierdie gelowiges wat gesterf het, in die wolke weggevoer word, om die Here tegemoet te gaan in die lig. Dit is die wegraping, en so sal ons altyd by die Here wees. En nogtans probeer soveel kerke, wat nie glo in die wegraping nie, hierdie woorde uit die Bybel verdraai, om hulle teologie te pas, terwyl hierdie letterlik die woorde is wat God gesê het. Daar is nie 'n vertalingsprobleem of enige iets van die aard nie. Ons word vertel van die apostel wat die evangelie verkondig het aan die Ethiopiër, aan die hofdienaar uit Ethiopië. Dit was Filippus, en Filippus is met eens weggeruk. Dis dieselfde woord as wat hier gebruik word, harpazo in Grieks. Hy is weggeruk, en die volgende oomblik was hy in een van die stede wat vandag net noord van Gaza is. So, hy is weggeruk, maar hy het nog op aarde gebly, was net op 'n ander plek. Hier word ons weggeruk om met ons bruidegom te wees. Die Bybel leer ons hoe ons moet leef. Dit gee ons morele basis. So, hoe kan ons besluit wat is reg en wat is verkeerd sonder die Bybel? Daar word baie gesê dat 'n mens volgens demokratiese of menslike beginsels moet optree. Maar is die opinie van die meerderheid werklik korrek? Het die meerderheid Duitsers nie geglo dat Hitler se oplossing vir die Jode die regte antwoord is nie, en was hulle reg? Ons weet hulle was verkeerd, want hulle is God se volk wat hulle probeer uitmoor het. So dit was 'n daad van Satan wat hulle probeer uitvoer het. En daarmee stel ek nie Hitler gelyk aan Satan nie. Satan het Hitler gebruik as 'n werktuig om sy werk vir hom te doen. Die meerderheid mense mag besluit dat abortus goed is, maar die Bybel stel vir ons die standaard en sê ons moet kies tussen lewe en dood, en dan beveel God aan dat ons die lewe moet kies. Dit staan in Deuteronomium baie duidelik vir ons opgeteken.
Soms moet ons selfs optree teenoor ons regering, want die regering maak besluite, hulle neem besluite wat teen Bybelse beginsels inmeng, soos om te sê dat aborsies toegelaat word en dat 'n dokter verplig word om dit te doen. Met ander woorde, die regering word as 'n werktuig van Satan gebruik om die dokter verlore te laat gaan, sodat die dokter doodslaan, dat hy daardie gebod oortree. Dit is nie wat die Bybel wil hê wat ons moet doen nie. Om God se woord te volg, moenie vir ons 'n las wees nie. Ons moenie doen wat reg is in ons eie oë, soos wat ons gesien het Israel gedoen het in die tyd van die rigters nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Wat ons moet doen, is om God te volg, en ons volg hom uit liefde uit. So, dit is nie 'n wet, dis nie 'n las wat op ons gelê word nie. Uit liefde volg ons sy wette na, want ons weet dit behaag hom as ons dit doen. Ons doen dit nie uit vrees nie, ons volg sy wette uit liefde. 1 Samuel 2 vers 30 stel dit, daarop spreek die Here, die God van Israel, ek het wel duidelik gesê, jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangesig wandel tot in ewigheid, maar nou spreek die Here, dit is ver van my, want die wat my eer sal ek eer, maar die wat my verag, sal veragtelik wees. So jy kan nie op jou ouers, of jou grootouers, of nog 'n geslag verder staat maak, en sê, hulle was sulke goeie mense, daarom gaan ek hemel toe nie. Hier sê God uitdruklik vir ons, die wat my eer, en hy spreek daardie generasie aan, sal ek eer. En dit geld vir almal van ons, want daar is soveel kerke wat die vals boodskap versprei, dat almal is kinders van God, terwyl die Bybel dit duidelik stel, laat net diegene wat Christus as hulle verlosser aanvaar, kinders van God is. Die ander is nie kinders van God nie. Hulle is hierdie wat God verag, en daarom sal hulle vir God ook veragtelik wees. Dit word in die Ou Testament uitgespel, en dit gaan voort in die Nuwe Testament. Wat het Jesus gesê, gaan die teken wees van sy koms? Dit sal wees soos in die tyd van Noag. Wat het gebeur in die tyd van Noag? Ons verwys altyd daarna dat die mense getrou het, en hulle het geleef, hulle het normaal geleef. Maar daar is ietsie wat ons mislees. As ons uitwerk die gemiddelde hoeveelheid kinders wat mense gehad het daardie tyd, en hulle lewensduur wat hulle gehad het, moes daar feitelik 1 biljoen mense op aarde gewees het met die tyd van die vloed. En God red die wat gelowig was. God red 8. Net 8 uit 1 biljoen. Ons is tans ietsie oor die 8 biljoen mense. Beteken dit dat daar tans net 64 mense is wat gered gaan word? Ek dink nie so nie. Maar ons is nie ver van daardie getalle nie. Want die kerk, en as ek hier praat van kerk, verwys ek na denominasies, en heel dikwels na die persoon wat op die preekstoel voor daardie denominasie staan, wat nie meer die woord van God bestudeer, en nie weet wat God wil hê nie, en verkeerde boodskappe bring, en mense op 'n dwaalspoor plaas. Is ons werklik so ver van die tyd van Noag af? Hoeveel mense gaan tans gered word? Hoeveel mense leef in die skyn, en praat ook dikwels, veral as iemand gesterf het, ons sal mekaar weer eendag sien. Maar die persoon wat gesterf het, het nie 'n lewe gelei, wat enige teken van die vrug van die Gees getoon het nie. En die persoon wat daai woorde uiter, dra dikwels ook geen bewys, dat die Gees van God in hulle is, en deur hulle werk nie. Hoeveel mense is daar wat werklik kan sê, ek dien God van harte, ek leef tot eer van God, en dis my doel in die lewe, om vir hom te leef. In die Nuwe Testament, Matteus 11 vers 29 tot 30, word dit vir ons so gestel,
Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Dit is wat ek net nou met u gepraat het oor die liefde. As jy hierdie liefde vir Jesus Christus in jou hart het, dan is dit nie vir jou 'n las om volgens sy gebooie te leef nie. Maar die oomblik as die wet vir jou, as jy die wet dien en nie God nie, as jy dink deur die wet te eerbiedig, dat jy deur jou werke geheilig gaan word, is jy verkeerd. Dis jou geloof wat jou gaan heilig maak. En dit is die onderskeid waaroor dit hier gaan. Volg jy die wet of volg jy Jesus Christus? Ons dink aan die gelykenis wat vertel is van die ryk jong man, wat gesê het, hy kom al die gebooie na wat Jesus vir hom genoem het. Maar toe Jesus vir hom sê, verkoop jou skatte en gee die geld vir die armes en volg my, kon hy dit nie doen nie, want hy het 'n ander God gedien, hy het die God van geld gedien, hy het Mammon gedien. Het jy die skyn dat jy 'n Christen is, maar jy dien iets anders as Jesus Christus? As jy 'n Christen wil wees, dan moet jy Jesus Christus dien, anders is jy nie 'n Christen nie. Johannes 5 vers 3 sê vir ons, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Dit wat ons in Matteus gelees het van die juk wat op ons is die gebooie. Maar dit is die liefde tot God, dat ons uit liefde die gebooie nakom. Nie omdat ons die gebooie moet nakom nie, maar omdat ons hom lief het en ons hom wil eer op daardie manier. Die wêreld word gebruik deur Satan, het probeer om kommunisme wêreldwyd inslag te laat vind. En evolusie het die basis gevorm van humanisme. En in humanisme is die mens self God. En ons skryf vandag in hoeveel kerke dat daar gesê word, as jy reg leef, word jy God. Of is jy God? Hulle gebruik verskillende terme. Dit is 'n leuen direk van Satan af wat hulle verkondig. Dit is 'n onwaarheid. Charles Darwin, wat evolusie die eerste keer ten volle beskryf en gepubliseer het geskryf dat beskaafde rasse gaan mettertyd die onbeskaafde rasse vervang. En so het hy rasisme as basis gebring. En sy woorde is selfs gebruik deur iemand soos Hitler. Evolusie het 'n baie groot rol gespeel om sosialisme eers tot stand te laat kom, en toe die kommunisme waarvan ek praat. En hierdie verbinding tussen die kommunistiese reëls vir revolusie en dit wat ons vandag belewe, stem absoluut ooreen. Ek gaan hier net 'n paar van die riglyne noem vir kommunisme. Hulle het gesê kinders moet afvallig word van hulle geloof. Dit was hulle eerste ding wat hulle wou gehad het. Die tweede was dat morele waardes moet verval. Die derde een was dat vertroue in leierskap verbreek moet word. En het ons dit nie die afgelope 60, 70 jaar beleef nie? Kinders moet afvallig word. Hoeveel generasies het nie nou al afvallig geword in ons land nie? Kyk in ons kerke. Hoeveel jong mense is daar? Die meeste kerke lyk soos ouer tehuise. Dis 'n versameling van ouer mense, want hierdie dinge het begin en al hoe meer en meer mense het hulle geloof verloor. Die afvalligheid het gekom. Daar het nog 'n klompie oorgebly uit die volgende geslag. Die geslag daarna minder, die geslag daarna nog minder. Ek werk met kinders en ons open elke oggend met skriflesing en gebed. En hulle absolute onkunde aangaande die woord van God is so groot dat u verstom sal staan as u
moet hoor hoe min hulle weet. Hier word gepraat van morele waardes wat moet verval. Kyk maar net op jou televisie, of gaan na theater en kyk wat daar vertoon word. Daar is geen morele waardes meer nie. Alles moet afgebreek word, en dit word nou oor die boeg gegooi, maar dit is kuns, die ding moet vertel word soos hy is. En wanneer het hierdie dinge begin? As ons kyk na ons skrywers, dan word daar gepraat van die 60ers. Die 60ers het gesê, jy kan nie hierdie goed in watte toedraai soos in die verlede nie, en hulle het begin met hierdie absolute morele verval, en daarom sien jy ook die verband tussen die 60ers en hulle bande met sosialisme en kommunisme. Ek self hou ook nie van die taal wat hulle gebruik nie, en nou verwys ek nie net na die vloekwoorde nie. Daar is 'n statigheid aan die 30ers wat vir my ver verhewe is bo die 60ers in. Vertroue in leierskap moet verbreek word. Waar is daar nog vertroue in leiers? Wie is tans die leiers van die Afrikaner volk? Het die Afrikaner volk leiers? Hoeveel groepe kry jy nie in die Afrikaner volk nie? Elkeen het 'n leier. En elke leier probeer die leier van die ander groep afbreek, sodat hy leier oor meer groepe kan word. Met ander woorde, hy probeer homself verhef tot hy die opperleier is. Hy begin homself ophef om God te word. Evolusie het hierdie ding begin, maar die mens voer dit baie verder. Hierdie vertroue in leierskap is in direkte kontras met dit wat in die Bybel staan. Ons lees byvoorbeeld in Romeine dat jy die owerheid moet eer en dien, en dat die owerheid deur God daar gestel is. Maar watter regering is daar in die wêreld wat God dien? En jy mag nie die regering blindelings volg nie. Al is dit 'n sogenaamde goeie regering en hulle tree op in stryd met die woord van God, dan mag jy dit nie doen nie. So, hierdie absolute verval van morele standaarde kom via kommunisme van evolusionisme af. Die Bybel beskryf vir ons die totale geskiedenis van die mens, maar dit word uit God se perspektief gestel, nie uit die mens se perspektief nie. En die Bybel vertel vir ons wat is die toekoms. As ons die Bybel bestudeer, sien ons hoeveel plekke hoe God die geskiedenis van die mens heeltemal anders sien as wat die mens self dit sien. As ons byvoorbeeld kyk na die boek Daniël, dan sien ons die gewelddadige diere wat God gesien het, of wat God vir Daniël laat sien het in Daniël 7. As ons dit vergelyk met die beeld van goud, silwer, brons en yster wat Nebukadnesar in Daniël 2 gesien het, twee totaal verskillende goed. Die mens het homself hoog gesien, God sien hom as 'n dier wat absoluut willoos optree. As ons kyk na die geskiedenis van koning Saul se lewe, dan word dit in detail beskryf in 23 hoofstukke van die 2 boeke van Samuel. Maar dan kom ons by God se beskrywing, en daar is net 14 versies in 1 Kronieke 10, wat ons als vertel van Saul. Dieselfde as ons gaan kyk in Hebreërs, dan word daar die geloofsdade van die geloofshelde van Israel besing. Maar as ons die Pentateeg lees, dan sien ons hoe daardie mense gefaal het, hoe hulle fout op fout begaan het. Maar God het daardie foute weggewas, omdat hulle tot God bekeer het. God se weë is nie ons weë nie, en dit word vir ons beskryf in Jesaja 55 vers 8 tot 9. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Maar ons dink, ons weet hoekom dinge gebeur. Ons dink ons is beter as God, en ons sou dinge anders gedoen het as God.
Hoe dikwels kry jy nie mense wat deurgaan as Christene, volgens menslike beskouing, en dan vloek hulle God, as 'n geliefde van hulle 'n terminale siekte kry. Hoe kan God dit aan my doen, of aan hierdie familielid van my? God se gedagtes is hoër, en God het 'n doel met dit wat hy doen. En ons doel is nie om God se doel teen te werk nie. Ons moet altyd vra, wat is God se doel in die lewe? Die beloning kry ons dan in Openbaring 21 vers 1 en 2, en dit is ons doel in die lewe. Dit is wat God vir ons toeberei, en wat ons gereed moet maak om heen te gaan. Maar as mens sien ons dit nie raak nie. En ek het 'n nuwe, dit is weer Johannes aan die woord, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Ek het net nou gepraat van Jesus wat gegaan het om vir ons plek voor te berei, die heilige stad, die nuwe Jerusalem. Ons dink aan kerke wat pogings aanwend om ekologies, die sogenaamde groen teologie, om dit te verkondig, ons moet die aarde verbeter. Hierdie aarde gaan vernietig word. Daar kom 'n nuwe aarde wat skoon is, dat daar geen menslike handeling op daardie aarde meer sigbaar is nie. 'n Aarde wat vry en nuut is. 'n Aarde waar ons op kan woon, waar daar geen pes en pestilensie gaan wees nie. Dit is God se taak. Maar die mens ag hom hoër as God, en hy wil nou God se werk doen, en hy wil hierdie aarde, want dit is vir hom so mooi, en hy wil die eer hê dat hy dit vir God reggemaak het. As jy in 'n kerk is wat hierdie dinge doen, lees die Bybel en besin dan of jy in daardie kerk moet bly. Die verskil tussen evolusie en Christelike, die genade van God, is juist die genade van God. Ek het net nou vir jou al verwys na Hebreërs 11, waar God dit so beskryf. As jy skoon gewas is in die bloed van Christus, dan verskyn jy voor God in 'n vlekkelose kleed. Openbaring 21 vers 3 tot 5. Maar jy moet weet wat jy verkeerd gedoen het. In evolusie wil jou vertel dat jy net vir die oomblik moet leef. Die Bybel vertel ons dat ons vir ewig gaan leef, en daarom moet ons gereed wees vir alles wat kom. Openbaring 21 vers 1 tot 3 sê vir ons, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon. Met ander woorde, dis die gereddes wat op daardie stadium oorbly. Die ongereddes is almal vernietig, of in die poel van vuur, die hel, hoe jy dit ook al wil noem, gewerp. En hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan, dit wat ek net nou genoem het, die ou hemel en die ou aarde. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my, Johannes, gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En dit is Jesus self wat vir Johannes sê, dat hierdie woorde is waaragtig en betroubaar, en jy wil God nie glo nie, maar jy sê, jy eer God. As jy God eer, gaan jy ook sy woord glo, en gaan jy aanvaar wat hy vir jou sê. Met evolusie het ons geen doel in die lewe nie, want daar is nie 'n skepper nie, daar is geen lewe na die lewe nie. Daarom is daar ook nie iets soos moraliteit nie. Jy kan leef soos jy wil, jy skep jou eie moraliteit, jy en die mense om jou. Maar God het ons met 'n doel gemaak, en daar is talle verse in die Bybel wat dit vir ons bewys. Kom ons kyk net na 'n paar versies wat dit vir ons verduidelik.
En ek kan dit nie mooier uitdruk as wat Dawid dit vir ons in hierdie Psalm uitgedruk het, Psalm 138 nie. Ek sal U loof met my hele hart, in die teenwoordigheid van die gode sal ek psalm sing tot U eer, so ek sal my nie aan die ander gode steur nie. Ek sal psalm sing tot U eer, maar ons steur ons aan die gode om ons en daarom wil ons nie juig oor die Here nie. Ek sal my neerbuig na U heilige paleis en U naam loof, om U goedertierenheid en om U trou ontwil, want U het vanweë U ganse naam U toesegging groot gemaak. Die dag toe ek geroep het U my verhoor, my moedig gemaak met krag aan my siel. Die dag toe ek gered is, het God my sterk gemaak. Hy het my laat besef ek is kragteloos, maar Hy is my krag en met Hom kan ek enige iets doen. Al die konings van die aarde sal U loof, o Here, as hulle gehoor het die woorde van U mond, maar hulle luister nie daarna nie. En hulle sal sing van die weë van die Here, want die heerlikheid van die Here is groot. Want die Here is verhewe, nogtans sien Hy die nederige aan. Hy sien ons die stofkorreltjies hier op aarde aan, en die hoogmoedige ken Hy uit die verte. As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my lewe. Wat se hoop het jy as jy in evolusie glo? Wie is daar wat jou kan help? Jy kan jouself help, of jy kan 'n vriend kry om jou te probeer help, om jou nog dieper in die afgrond in te druk. Maar as jy in God wandel, dan is Hy daar, en Hy sal jou beskerm. U steek U hand uit teen die toorn van my vyande, en U regterhand verlos my. Die Here sal dit vir my volëindig. U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werke van die hande nie. As jy met God wandel, is Hy vir altyd met jou. Selfs al neem Hy jou weg van hierdie aarde af, en daarmee praat ek dat Hy jou laat sterf. As jy 'n siekte opdoen en jy sterf van daardie siekte, is dit nog steeds God se wil dat dit moes gebeur het. En selfs in jou doodsoomblik moet jy die Here loof dat Hy jou in sy hande het. Is dit hoe ons leef? Het ons hierdie vertroue in Hom? Het ons hierdie geloof in Jesus Christus? Of skiet hierdie geloof ons tekort? Het ons nie die geloof van 'n mosterdsaad nie? As ons dan kyk na hierdie geloof wat ons moet hê in moeilike omstandighede, sien ons in 1 Petrus 1 vers 21 tot 23. Julle wat deur Hom glo in God, dis deur Jesus glo in God, wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het. So jy moet glo in Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek begin weer van voor af, ek het myself te veel in die rede geval. Julle wat deur Hom glo in God, wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees, dis waar jy moet glo. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot 'n ongeveinsde broederliefde gereinig het, jou naaste lief hê soos jouself, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. So hierdie woorde geld net vir die wedergeborene. Is jy weergebore? Jy is gebore aanvanklik uit water, maar jou wedergeboorte is, jy word uit die Gees gebore. Het jy daardie ondervinding gehad? Want met jou wedergeboorte word jy gereinig van al jou sonde. Dit wat jy in die verlede gedoen het, dit wat jy tans doen en dit wat jy nog in die toekoms gaan doen, maar jy moet nog steeds vir God vra om jou dit te vergewe. En dit alles, omdat Hy ons so lief gehad het, dat Hy sy seun, sy eniggebore gestuur het, om vir ons aan die kruis te sterf, sodat almal wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie. 2 Korintiërs 11 vers 3 en 4. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het,
Laat julle dit goed geval. Dit word hier in die negatiewe gebruik. Jy kan nie 'n ander evangelie aanvaar nie. Daar is nie 'n ander Jesus nie. Daar is een Jesus Christus. Daar is nie 'n ander gees as die Heilige Gees nie. Dis net die Heilige Gees wat jou kan red. Enige ander gees lei jou in die verderf in. Maar die woorde wat ons hier lees, is eintlik hartseer woorde. Want waar is die slagveld op die oomblik? Die slagveld is die geboue wat ons kerke noem, met persone wat op daai kansel staan, wat nie die waarheid van God se woord het nie, wat nie die liefde vir God het nie, wat nie glo dat Jesus Christus 'n maagdelike geboorte gehad het nie. Dit is die mense wat hulle gemeente weglei van God af. Die gemeente gaan met die hoop dat hulle gaan meer leer van God, maar hulle gaan iets anders teekom. En ons werklike slagveld is deesdae in die kerk, want daar is so min kerke wat die woord van God onvervals uitdra, wat vir jou werklik vertel, wat die woord bestudeer en vir jou vertel wat in die woord staan. In hoeveel kerke hoor jy nie 'n storie nie? Dan word daar 'n kerkversie gekoppel om daardie storie te verduidelik. Maar die Bybel is nie meer die hooftema wat daar vir jou verkondig moet word nie. Ons hoop lê daarin dat ons die ewige lewe gaan hê na die dood. En Jesus Christus gaan met ons daar leef. En jy kan hierdie hoop net ontwikkel deur oefening te doen. En jou oefening is om elke dag jou Bybel te bestudeer. Nie net 'n stukkie uit die Bybel te lees nie, bestudeer dit. Kry verskillende verklarende Bybels, want daar is net soveel valshede in verklarende Bybels. En kyk wat word daar gesê. Bid vir die Heilige Gees om in jou te openbaar wat die waarheid is. Ons het 'n hoop, maar daar wag 'n verrassing op diegene wat Jesus verwerp, want op hulle wag daar 'n heel ander einde. Psalm 1 vers 1 tot 3 beskryf so mooi vir ons hoe dit is as jy met Christus wandel. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink God se wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Met ander woorde, jy gaan die vrug van die Gees dra. En ongelukkig verstaan mense weer die woord voorspoedig so dikwels verkeerd. Hulle dink dit sal met jou voorspoedig gaan, maar die Bybel sê vir ons, as jy God glo, as jy in Jesus Christus glo, gaan jy vervolg word, soos wat hy vervolg is. Jy gaan lei soos hy gelei het, want die wêreld is teen jou en die wêreld wil nie hoor wat hierdie boodskap is nie. Ek verwys altyd na Josef, en die woord voorspoedig word gebruik. Josef is as 'n slaaf deur sy broers verkoop. Hy het as 'n slaaf in Potifar se huis gekom, en die Bybel beskryf, en dit het goed gegaan met Josef. Ek kan nie onthou of die woorde goed gaan of dit voorspoedig, maar dis in elk geval sinonieme. Later beland hy in die tronk, hy het onskuldig in die tronk beland, en dit lyk asof hy vergeet is in die tronk. Dan skryf die Bybel weer dat hy voorspoedig was in die tronk. Hy is aangestel oor dit en dat in die tronk. Sal jy jouself as voorspoedig beskryf as jy in die tronk sit, as jy as 'n slaaf moet arbeid doen? Dit gaan nie oor ons lewe hier nie. Ons leef op wat gebeur na hierdie lewe. Dit is ons hoop, die ewige lewe. Die evolusionis het nie daardie hoop nie. So vir die evolusionis gaan dit oor hoe hy nou leef en wat hy nou uit die lewe kan kry. Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Let daarop, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie,
maar die toorn van God bly op hom. Weereens moet ons nie hierdie woorde uit verband uitruk nie. Die duiwel glo ook dat Jesus daar is, en hy sidder as hy dit glo. Dit gaan hier, jy moet glo en doen wat God vir jou sê. As jy die liefde vir Jesus Christus het, dan gaan jy sy juk op jou neem. Jy gaan daagliks gekruisig word saam met hom. En dan is dit wat dit met jou sal goed gaan. Dan is jy voorspoedig. Jy's nie voorspoedig as dit met jou goed gaan hier op aarde nie. So, die bron van ons geloof is Jesus Christus. En ons moet in hom bly. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Josua 1 vers 8 beskryf dit as volg: Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolge handel. Dit was die ou verbond. Jesus Christus het gekom en die nuwe verbond gebring. Hy het die hart van klip uit ons verwyder en vir ons 'n hart van vlees gegee. En in daardie hart het hy sy wette uitgegrafeer. Die oomblik as ons iets doen, dan sal die Heilige Gees dadelik vir jou sê, dit wat jy nou doen, of dit wat jy nou sopas gedoen het, was verkeerd. En dan vra jy God om vergifnis, dat jy nie gedoen het, dit wat hom behaag nie. Die Bybel is die bron van ons geloof. Wat is jou bron van geloof as 'n evolusionis? Jy het niks nie. Efesiërs 6 tot 11, 'n mens moet eintlik die hele gedeelte lees, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Lees gerus die volgende paar verse wat hierdie wapenrusting beskryf. Dit is so bekende gedeelte, ek dink elkeen van u ken dit. Dit wat ek net nou vir u gesê het. Ons stryd tans word in kerke gevoer, omdat daar mense in kerke is, wat verkeerd handel. Ek gaan binnekort met u praat in 'n ander reeks, die reeks oor die gelykenisse, oor die gelykenis van die saad wat gesaai is, en die vyand wat die onkruid daarin gesaai het. Dan sal u hierdie gedeelte baie beter verstaan as ons daarby kom. Johannes 6 vers 67 tot 69. 'n hele klomp disippels het Jesus verlaat. Hy het vir hulle gesê dat as hulle nie sy vlees eet en sy bloed drink, hulle nie gered kan word nie. En vir die Jode is dit 'n verskriklike groot wettiese oortreding om bloed te drink en of 'n mens se vleis te eet. En daarom het hulle dit verwerp en toe het hulle weggestap van Jesus af. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Ek en jy staan vandag op dieselfde plek. En Jesus vra vir my en vir jou, wil julle nie ook weggaan nie? En ons kan net hierdie selfde antwoord gee wat Petrus vir hom gegee het. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe, ek kan nie die ewige lewe hê sonder u nie. En ons het geglo, ons het in u geglo, en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. En ons weet ook wat na daardie tyd gebeur het, dat Jesus aan die kruis moes hang, aan die vloekhout moes hang, dat hy deurbore is ter wille van ons oortredinge, en dat daar ter wille van ons oortredinge sy bloed gestort is, sodat ons skoon gewas kan word van al ons sondes, dat ons sonde so ver van ons weggewas word as wat die ooste is van die weste, so ons het die lewe, omdat ons Jesus Christus erken. Die evolusionis het net hierdie lewe, en daarom wil hy maak net wat hy wil, net dit wat hom plesier, dit wil hy doen.
Hemelvader, ons kom in hierdie dag na U, en ons dank U vir die woord. O Here, ons het hier woorde gelees, wat vir ons hard klink. Maar Here, as ons U ken, is dit nie harde woorde nie, want U het immers self gesê dat U juk lig is. Here, help ons om raak te sien dat U juk lig is, dat om U te dien 'n sagte juk is wat op ons rus. Maak nie saak wat mense om ons sê en doen nie. Here, help ons om met U te wees, dat ons in U sal glo en U naam verkondig waar ons ook al gaan. Here, behoed ons teen die valsheid wat in die wêreld versprei word, teen die leuns wat versprei word, teen die mens wat in sy eie wysheid probeer bewys dat daar iets soos evolusie is, terwyl daar wetenskaplike bewyse is dat dit onmoontlik is. Here, maar die mensdom glo die leuen, en dit is waarom hierdie hele reeks daar is, dat mense moet raak sien dat daar leuns bestaan, en dat hierdie leuns op alle vlakke bestaan. Dit bestaan in die wetenskap, maar dit bestaan veral in die algemene wêreld, maar dit bestaan ook in die plekke wat veronderstel is om U huis op aarde te wees. Here, help mense dat hulle sal raak sien as daar gedwaal word in hulle kerk, dat die prediker aangespreek sal word as hulle wegdwaal van die woord van God, dat hulle nader aan U sal kom, dat die kerke nie 'n plek sal wees wat afvalligheid bevorder nie, maar dat dit 'n plek sal wees waar mense verootmoediging kan doen, wat hulle nader aan U sal beweeg, en waar hulle U warm hand om hulle sal kan voel. O Here, help elkeen van ons, dat ons U volg, soos U wil hê ons U moet volg. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen.